Daar sê julle, dit was nou baie pret. Wag dat ek net hier afsit. Goed, kry julle plekke. Ons behandel vandag kleding en spesifiek die jong volwassenes se keuse van gepaste klere en ek het 'n Bybelversie wat baie mooi daarbey inpas. Dit is Matteus 6 vers 28. En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie. En tog sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek soos een van hulle nie. Dit laat mense 'n bietjie dink, né? En dan wil ek julle herinner van toe Adam en Eva in die tuin was, het hulle eers glad nie klere gedra nie. En eers na die sondeval het hulle vir hulle klere van vyeblare gemaak om hulle sonde te probeer wegsteek. En daarna het God vir hulle klere van dierevelle gemaak. En God se manier van klere maak het hulle sonde baie beter weggesteek as die vyeblare. En dit dui daarop dat God se manier van om ons sondes weg te neem baie beter is as dit wat ons in ons eie mag probeer doen. Maar Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, is die enigste manier wat ons vandag van ons sondes vergewe kan word. En ons lewe nou in 'n tyd wat hy klaar vir ons aan die kruis gesterf het, en ons as wedergebore Christene weet om klere te dra wat ons behoorlik bedek, maar dan lewe ons in 'n sondige wêreld en mense met 'n sondige natuur, so dit wat ons baie keer op televisie sien en tydskrifte, daardie tipe klere drag is nie van God af nie en dit verheerlik nie vir God nie. So nog 'n manier wat jou klere drag vir God kan verheerlik. Goed, ons gaan gou 'n oefening doen. Julle gaan een vir een opstaan en dan gaan die res van die klas kyk of hulle jou uitrusting kan identifiseer. So die res van die klas, jy steek jou hand op as jy dink jy weet wat dit is. En dan begin ons hier op die punt. Daar sê julle ken sommer baie van die uitrustings. En ek hoop julle het gister julle huiswerk gedoen. Julle moes bladsy 118 en 119 in julle handboek gaan deurlees het. En dan hoop ek julle het julle tydskrifte en julle skere en julle gom onthou, want ons gaan vandag plakkate maak. Elkeen gaan 3 plakkate maak. So die eerste een kyk na klere se estetika, mode en status. Dan die tweede een kyk na skoolklere, ontspanningsklere en klere vir spesiale geleenthede. En dan die derde een gaan oor beskermende klere. Dit is so sportklere en spesifieke beroepe wat beskermende klere nodig het. Die eerste rede waarvoor ons klere dra is estetika. Wie kan vir my sê wat beteken die woord estetika? Ja, dit beteken mooi. So klere wat vir jou mooi is, klere waarin jy goed voel, dit is waarvoor jy daardie klere kies. En dan tweede rede is mode. Ons kyk in die tydskrifte en ons kyk op televisie en dit wat in die klerewinkels is, dan kyk ons wat is die nuutste mode en ons besluit of ons daarvan hou. So sal julle sê jong mense of ouer mense steur hulle meer aan wat in die nuutste modes aangaan. Ja, dit is jonger mense wat hulle meer daaraan steur. Goed, die derde een is status. Soos die polisie, daardie epilette wat hulle op hulle skouers het, dit wys watter rang is hulle. Of as jy jou ereklere baadjie by die skool, jy kan sien watter aktiwiteit of sport het die persoon ereklere voorgekry, of jy kan sien wie is die leerlingraad van die skool. Dan gaan ons nou sommer oor na skoolklere toe. Elke skool het 'n uniform, dit gee 'n gevoel van samehorigheid, van dissipline, van trots. Almal se uniforms lyk dieselfde, so jy voel jy hoort by hierdie groep en hierdie skool. En dan verskillende skole het verskillende uniforms, so jy kan 'n skool uitken aan hulle uniforms. En dan ontspanningsdrag, lekker gemaklik, dit hang af wat jy gaan doen wanneer jy ontspan, gaan jy net op voor die televisie lê op die bank, dan gaan jy sommer 'n T-hemp en 'n kortbroek dra, kaalvoete. As jy na 'n braai toe gaan, gaan jy dalk net 'n denim en 'n T-hemp aantrek met plakkies of tekkies,
maar jy gaan baie gemaklik wees. En dan klere vir 'n spesiale geleentheid, dis nou soos matriekafskeid of troue, gaan jy bietjie meer formeel aantrek en bietjie meer deftig. Die klere is gewoonlik duurder as ontspanningsdrag, maar jy dra dit nie so gereeld as wat jy ontspanningsdrag dra nie. En dan het ons beskermende drag. Sportklere moet in die eerste plek gemaklik wees, want jy moet kan beweeg wanneer jy sportbewegings doen, en dan in die tweede plek moet dit beskermend wees, so jy kan dalk 'n valhelm hê, of jy kan beskermende klere hê wat jy onder jou sportuniform aantrek. Dokters het byvoorbeeld handskoene aan, iemand wat in 'n restaurant se kombuis werk, het 'n voorskoot, hulle dalk 'n chefbaadjie, en hulle het iets wat hulle hare toemaak, sodat hulle hare nie in die kos beland nie. Ok, ons gaan nou eers die plakate bietjie los, dan gaan julle na bladsy 120 toe, dan antwoord julle gou daar aktiwiteit 1, julle het 10 minute om dit te doen tot die einde van die periode.